Goeiemôre. Welkom aan almal. Welkom aan ons besoekers daar van die ander kant van Mpumalanga af. Het is altyd 'n voorreg om julle by ons te hê. En het is lekker ook om julle 'n bietjie weer te kan sien ook. Is dit nie vreemd dat daar so geskuifery is nie? Goeiemôre. Waar's Ruben? Ai, okay. Ons mis ons jong man. Dus ek sê, dit is lekker om by mekaar te kan wees en die naam van die Here groot te maak. Kom ons sit net so in ons buigiehoofde. Almagtige God en Vader, dankie vir die teenwoordigheid. Dankie dat ons tot U kan bid, dat ons U naam kan groot maak, dat ons U kan loof, en Here, dat ons met U kan gesels, dat ons hartsbegeertes, ons drome, ons hoop, en ook ons probleme voor U voete kan lê. Dankie Here vir teenwoordigheid. Dankie vir samesyn. Dankie vir 'n gemeenskap van gelowiges. En dankie Here vir U genade in ons lewe. Amen. Kom ons staan saam en ons sing 'n lied saam tot eer van die Here. Is dit nie die heel beste rede om te weet, ons is vrygekoop in Jesus se bloed. Ons het besoekers, maar ons het nie nuwe besoekers nie. Was daar enige verjaarsdag gewees in die week? Ek weet niemand nie. Dan die Real Life for Life, dis die 13de Maart. Nou Maart klink nog ver, maar Maart is volgende Sondag. So, ons is amper daar. Ek het 'n lys op die tafel die kant. Ek het dit nie daar gesit en daar gaan ons vermis, het om die kant gesit. Nie vir as nie. Vir die wat wil Relay toe gaan hierdie jaar. Asseblief, ek moet teen Woensdag, het ons eerste vergadering al by die Relay. Sit asseblief my op, ons kan nie meer as 10 in 'n span hê nie. So, sit asseblief op, die wat wil gaan, en dan gaan ons by mekaar kom. Ek sal 'n plan maak om almal by mekaar te kry, die 10 wat wil Relay gaan doen. As daar meer as 10 is, kan ons 2 spanne ook inskryf. So asseblief, voel vry om julle naam op te sit. En dan die skattejag ook 28 Maart. Ek het nog nie iemand gekry om wat idees te kom nie. Ek wil nie die enigste ideesgewer wees nie. So, asseblief as iemand enige idees het of enige voorstelle het, om dit te kan verbeter, om dit te kan doen, heeltemal op 'n nuwe platform te doen, kom praat met my na die diens, en dan het ons ook direk na die diens. Ons gaan eers daar na die land van Kanaan toe, want daar's 'n bietjie koekies en as melk en as heuning. So ons gaan 'n bietjie net nou soontoe, en as ons klaar is, gaan ons hier met die kursus begin. Daar sê ek dink, dis die lot wat op afkondigings is. Kom ons staan saam, en ons gaan in lofsang voor Here, en ons maak sy naam groot. Sit gerus. Ons gaan vandag, gaan ons skrifgelesing Johannes 1 wees, Johannes 17 vanaf vers 1. En ons gaan kyk, hoe gaan ons laat Jesus deur ons bid, maar ook vir ons bid. En ek en Ria het in die week gesels, en sy het gepraat oor Aaron, en ek het gaan kyk, hierdie Johannes 17, het ook baie die konnotasie met Aaron se gebed vir die volk, het Jesus ook gebid vir sy disippels, vir sy kerk, en ook vir homself, soos wat Aaron gebel het. So, dankie vir die input, as ek het so kan sê. Want dit was my nogal om te sien, maar weet jy, Jesus en Aaron bid amper 'n soortgelyke gebed. So,
Dit is die onderlinge verhoudings wat ons ook in mekaar het, en dit is ook waaroor vandag gaan. Eenheid onder mekaar, maar ook eenheid tussen kerke, eenheid tussen mense. En ek wil begin met die woordjies WWJD. Ons almal ken dit, ek dink, genre, jy het op 'n stadium, ek weet nie of jy hom aan het vandag, jy het hom aan. What will Jesus do? Nou, ons kan in Afrikaans sê, wat wil Jesus doen, of wat wou Jesus doen? Want baie keer het ons eie keuse om te sê, maar Jesus wil dit gehad het, maar ek wil anders te gaan doen het. So, ons kan ook in Afrikaans sê, wat wou Jesus gedoen het? En dit is ook belangrik om te kan sê, ek weet nie, wie dra nog? Ruben, jy het ook op 'n stadium, jy hou nie aan, maar jy het ook so iets gehad, die bandjie. Ek weet daar is nog mense wat die bandjies gedra het. En dit is ook belangrik om altyd in ons stilte in te gaan en te gaan sê, wat wil Jesus doen? Wat wil hy hê, moet ek in hierdie situasie doen? Want dit is maklik om te sê, maar ek wil. Ek het 'n kind so groot gemaak wat ek wil. En ons almal het ook ons eie wil en ons eie keuses om te sê, maar ek wil dit graag so hê. Ek wil dit so doen. En ons kyk vandag, gaan ons ook kyk na die ontwrigting wat daar in kerke is. In die kerkgemeenskap. Ek gaan nie eens in die kerkgemeenskap internasionaal gaan nie. Ons kan die kerkgemeenskap net in ons eie land vat. Wat so ontwrigting is daar? Maar nie net in die kerk nie, maar ook in die kerkfamilies. Want elke kerk wat ingaan, is daar 'n gemeenskap van gelowiges wat by mekaar kom. En in sekere kerke is dit groter, meer, ander is dit minder, ander is selfs huiskerke, wat kom en sê, maar ons kom saam om die naam van die Here groot te maak. Maar wat op die spel is, en dit is belangrik dat ons almal bewus moet wees, laat ons moet bewus wees en ruimte maak vir mekaar, vir verskille onder mekaar. Nou my vraag is, maak ons ruimte vir mense wat verskil van jou? Maak ons ruimte vir mense wat anders dink as wat ek dink? Is my klank is af. Hy is dood. Ons kyk hier ene. Hy daar. Maak ons ruimte of maak ons nie ruimte vir mekaar nie? En nou is die vraag verder. Hoe maak ons as mense van ons eie kerk nie ruimte maak vir ander mense wat anders dink nie? Of selfs onder mekaar, as ons nie dieselfde dink nie. En ek dink, dit lê in hierdie gebed, wat ons gaan lees net in Johannes 17. Hierdie gebed wat Jesus spesifiek vir ons sê, daar's 2 aspekte daarvan. Dit lê in eerstens in ons verhouding met God. In die gebed van die familie van God, waar ons toelaat dat Jesus hierdie gebed vir eenheid en vir familieskap deur ons bid. Konstant en aanhoudend. En ons lees daar tot aan die einde. Nou die einde van ons dae. En die wêreld gaan nie stilstaan as ek vandag doodgaan nie. As jy vandag doodgaan, gaan die wêreld nog steeds aangaan. Die wêreld gaan stilstaan vir ons as gelowiges die oomblik as Jesus gekom het. Want die woord sê, tot met die wederkoms sal Jesus vir ons intree. Hy gaan ons voorspraak wees. Maar ook in hierdie gebed sien ons dat daar verskille is en Jesus tree in met ons verskille in ons verhoudings met mekaar. Eers is dit met ons verhouding tot God en dan in ons verhouding met mekaar. Die gebed van familie met mekaar. Waar ons dan toelaat dat Jesus ook intree tussen ons as familie om hierdie gebed van eenheid en familieskap
aanhoudend, konstant te bid vir mekaar. Ons moet toelaat dat Jesus ook in ons gebedslewe inkom. Ons moet toelaat dat Jesus ook betrokke raak in ons gebedslewe, tot aan die einde toe. Ons kan nie toelaat dat ons moed gebreek word vir die ruimte met God nie. Want God gee ruimte sodat mense van mekaar kan verskil. Maar God wil ook hierdie verskille toemaak. Ons moet toelaat dat ons moed ook in eenheid vir mekaar nie gebreek word nie. Maar dat daar ruimte vir verskille is tussen mekaar. Al styn dit ons baie keer teen die bors. Al kom ons op 'n plek wat ons kan kom en sê, jy is nie nou my broer of my suster nie, maar ek sê jy nog steeds as familie onthou. Jy kan dalk 'n niggie of 'n neefie wees. Jy kan dalk so 'n bietjie verder van my afstaan, want jy verskil te veel van my. Maar ek hou jou nog steeds in my familieband. Want baie keer wil jy nie jou broer en suster so naby jou wees, het te veel verskil nie. Jy wil liewer te sê, ons sal familie wees jy maar 'n niggie of 'n neefie. Maar ons moet nog steeds besef, God versamel ons almal voor hom. Ons gaan in die volgende paar weke wat voor lê, gaan ons Jesus se intog in Jerusalem vier. Waar hy op 'n donkie se rug ingekom het en die skare het geskree, Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste, het hulle vir hom gesing. Vir die wat die verhaal van die 12 kleine profete ken, sal weet dat Jesus eintlik die agenda van Sagaria 9 tot 14 met 'n hele aantal van sy optredes in hierdie week, of in die laaste week uitgevoer het. Die week van die kruisiging, die week voor Paasfees. Elke dag het Jesus opgetree in die tempel. En in die aand het hy na die Olyfberg toe gegaan. Hy en die disippels het op die Olyfberg gaan rus. Alles van nou af tot met Paastyd stuur af op hierdie martelaar aan 'n kruis. Dit klink erg. 'n lydende Messiaanse koning wat op Golgotha daardie Vrydag die verlossing van die wêreld bewerk het. Net soos Sagaria dit voorspel het. En ek wil jy daarom uitnooi om te gaan lees op hierdie twee plasings van Sagaria. Sagaria 9 vers 1 tot 11, waar ons lees die koning, die Messiaanse koning, verenig God se mense met hom, met God. En dan Sagaria 12 vers 1 tot 14, waar die Messiaanse koning vestig God se finale koninkryk in voorbereiding. En nou wil ek julle uitdaging gee. Julle mense daar van die ander kant af kan maar Interflora bel of iets, hoor. Die uitdaging is om volgende Sondag elkeen 'n blom of 'n plant te bring en op die preekstoel hier voor te kom sit. Want ons is visuele mense. Ons is mense wat op ons sintuie reageer. En julle gaan ook dan welkom wees om na die tyd jou blom of iemand anders se blom of se plant te vat en dit uit te gaan gee en vir iemand te gaan gee as 'n boodskap van lewe. Om lewe uit te dra. Ek en Veronica was nie lank getroud nie. Hoe lank? 2 weke, 3 weke. 2 of 3 weke, iewers daar rond. Dis dit haar verjaarsdag gewees. En soos 'n goeie man aan betaam het ek gegaan en my pa het nooit my ma geskenke gekoop nie. En toe hoor ek die dag van haar verjaarsdag, maar eintlik moet sy 'n geskenk kry. En dit was my vreemd, want hoe koop 'n man vir sy vrou 'n geskenk op haar verjaarsdag? Ek weet ons, sy weet mos ek is lief vir haar, ek het ons nou net met haar getrou. So, nou moet ek vir haar geskenk gaan koop, en ek gaan toe, en ek gaan koop 'n geskenk van lewe. Soos wat ek groot geword het, 'n plant is 'n geskenk van lewe, want hy bly net aan, nou blomme gaan dood, maar plante bly groei. En plant, as jy vir iemand 'n plant gee, dan gee jy nie 'n geskenk om na 'n week dood te wees nie, jy gee 'n geskenk vir jare. En ek het nogal die mooiste birdsnest plant gaan uitsoek.
En 37 jaar later is ons steeds nie vergewe vir daai plant nie. Want mens gee nie 'n plant vir 'n verjaarsdag geskenk nie. Maar ek wil julle uitnooi om volgende Sondag of 'n plant of 'n blom te bring. En dan na die diens, wat oorbly is reg, sal ons dan op 'n stadium na die ouete huis toe vat of iewerste in die veld ingaan en 'n geskenk van liefde en van lewe gaan oordra om te sê, hierso is lewe. Ons glo in lewe. Jesus het gekom, hy het die dood oorwin en hy leef en ons wil die boodskap van lewe oordra na buite ook. Ek gaan vra dat ons gaan sing en die lied wat ons nou gaan sing gaan dalk emosies ontlok wat ons almal gaan op een of ander stadium seer kry. Vir julle jongelinge wat nog nie seer gekry het nie, dit is op pad. It's a given. Jy gaan of in jou liefdeslewe kry, of jy gaan in jou werk, of jy gaan iewerste, gaan daar 'n plek wees wat jy gaan seer kry. Maar waarheen gaan jy draai? Hoe gaan jy draai om hierdie seer kry te oorwin? Staan saam in ons eerste lied is, jy gaan seer kry in jou lewe. Sit gerus. Ons gaan vandag in Johannes 17 lees. En dit is 'n gebed wat ons gaan lees. En dit help om hierdie gebed in 3 dele te deel. En as ons dit net nou gaan lees, dan gaan ek dit in die terwyl ons gebed besig is, gaan ek dit uitlig waar die 3 gedeeltes is. Waar Jesus eers vir homself gaan bid, en dan bid hy vir sy disippels, en dan aan die einde bid hy vir die kerk. Want hierdie is 'n modelgebed wat Jesus vir sy disippels geleer het. En dis ook die modelgebed wat ons kan gebruik in ons dag tot dag lewe. En ons sien dat hierdie gebed van Jesus, as hy vir die kerk bid, dan bid hy nie vir die kerk van die tyd nie, hy bid vir die kerk deur die wêreld, reg deur die eeue. En dan staan hy ook, en hy doen dit as hy aan die regterhand van God sit. So nie net het hy gebid toe hy op die aarde was vir die kerk nie, hy bid dit nog steeds, uit die hemele uit, bid hy nog steeds vir sy kerk. Kom ons lees saam, Johannes 17 vanaf vers 1. Eerstens bid hy vir homself. Nadat Jesus dit gesê het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, en om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Vers 4, ek het u op aarde verheerlik, deur die werk te volbring, wat u vir my gegee het, om te doen. Verheerlik my nou ook by u Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense, wat my uit die wêreld, wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem, en tot 'n oortuiging gekom, dat ek waarlik van u gekom het. En hulle het geglo, dat u my gestuur het. Vers 9 sien ons, bid hy dan vir die disippels. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u aan my gegee het. Omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan u behoort,
behoort aan U. En U, aan wie aan U behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in U naam bewaar, die naam wat U vir my gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Vers 13, maar nou kom ek na U toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het U woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat U hulle die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Vers 16, hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek hulle nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle, wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. En dan vers 20 lees ons, hierdie gedeelte van die gebed is dan spesifiek vir die kerk. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en U en my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief het, net soos U my lief het. Vader, ek wil graag hê, dat daar waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle is hier, en hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Ons gaan tot sover lees. Ons het hier gesien, dat Jesus eers vir homself bid. Dan bid hy vir die mense naaste aan hom, sy disippels. En dan bid hy vir die kerk en die wêreld, sodat mense wat hom ken, wat van hom gehoor het al, ook in sy gebed ingetrek word. Maar kom ons kyk na hierdie gebed. Hierdie gebed neem in Johannes eintlik die plek in van 'n worstelgebed. 'n Worstelgebed wat Jesus gebid het, toe hy in Getsemane gewees het. Daar waar die disippels nie eens kon wakker gebly het nie. Hierdie was sy finale gebed, sy finale lering wat hy gehad het. Want die volgende dag is hy gekruisig. En hy vra vir die disippels om wakker te bly. Hy vra vir hulle waak teen die slaap, teen die verwaarlosing van die wêreld. Is ons nie vandag nog daar, waar dit maklik is, om ons oë toe te maak
vir die verwaarlosing wat om ons aan die gang is nie. Vir kerke, vir gemeentelede, vir mense wat so 'n bietjie afgedwaal het. Sit ons in slaap of luister ons as Jesus ons roep? Want hierna sou hy as hoëpriester in die hemel ingaan en vir ons begin bid vanuit die hemel af. Want ons lees in Johannes 1 Johannes 2 vers 1, dat hy is ons voorspraak. Hy sit by God, langs God. Lees ons in Hebreërs 8 vers 34, dat hy sit aan God se regterhand. Want hy sê, die wêreld ken U nie, maar deur my kan ons een wees. Hy pleit vir ons. Ons sien in Hebreërs 7 vers 25, waar hy sê, hy tree vir ons in, hy pleit vir ons by God die Vader. Is ons daar? Tree ons in vir ons medemens? Pleit ons vir ons medemens? Of veroordeel ons medemens? Die inhoud van hierdie gebed is omvattend soos die Onse Vader wat Jesus vir die disippels geleer het. En hierdie gebed fokus op 3 punte. En dit is hier waar ons ook gaan kyk na Aaron, wat 'n hoëpriester eenmal in die woestyn gedoen het. Dit kan selfs wees dat Jesus Aaron se gebed gevat het as 'n modelgebed. Gaan lees Aaron se versoening. Wat hy eers doen vir homself, dan vir die priesters en dan vir die volk en sy gemeente. En oordeel self. Dis Levitikus 16 vers 17. Levitikus 16 vers 17 is die gebed van Aaron. Gaan lees dit gerus en vergelyk hierdie 2 gebede en sien dat Jesus het dieselfde model gebruik om te sê, Here, gebruik my, maar ek wil ook die mense naaste aan my, en van daar af die gemeente en die gemeentes. Ons sien in Johannes 17 die volgende, Jesus roep vir homself en sy voltooiing van sy werk, van sy roeping wat hy gehad het. Sy gebed is dan om te sê, God, U word verheerlik. Ek het dit gedoen soos wat U wou gehad het, ek moes dit gedoen het. Die taak wat U vir my gegee het, is voltooi. Want onthou, Jesus sê, dit is volbring in Johannes 19 vers 30. Want dit echo hierdie gebed in hoofstuk 17. Jesus se taak was om God se woorde aan die mense bekend te maak. En hy het dit voltooi. Ons het dit sopas gelees in vers 1 tot 8. Jesus het gesê, my werk is volbring, dit is klaar. En as dit dan my opdrag wat God my gegee het, is nou klaar. Nou bid ek vir die disippels, die mense wat die naaste aan my was, vir die beskerming van die disippels, vir onderlinge gemeenskap met die disippels. Daar's 'n gesegde wat sê, as jy 6 Afrikaners by mekaar kry, kry jy 7 politieke partye. Want elke ou wil op sy eie mishoop staan. En Jesus bid hierso vir onderlinge gemeenskap, dat ons saam kan kom en saam die Here kan dien. Dat ons saam op dieselfde bladsy kom en saam fokus ook. Want hy sê daar, Vader, soos U een kan wees, net soos ek ook in U een. Die intiemste moontlike eenheid wat daar kan wees. Dit wil Jesus sê, moet deel wees van sy volgelinge. Ons lees dit in hoofstuk 17 vanaf vers 9 tot 12. En dan bid hy ook vir die beskerming teen die bose. Net soos in die Onse Vader. En hy vra, hulle moet toegewy bly aan die waarheid van God se woord. Wees daar, en dan lees ons ook, hy erken dat Juda verlore sal gaan, soos wat die skrif dit voorspel het.
In Psalm 41 vers 10 en dan ook in in Johannes 17, lees ons, Judas moes hom verraai het. Die skrif moes vervul geword het. En dan kom ons en sien ons Jesus bid dan vir die kerk, vir die mense wat hy bedien, die mense aan wie hy God se woord vertel het, die mense daar buite. Die eenheid van die gelowiges wat deur die disippels se werk tot geloof in Jesus Christus gekom het, as 'n verdere getuienis vir die wêreld. En laat ons nou maar eerlik wees met mekaar. Dis 'n sigbare eenheid. Dis nie 'n onsigbare eenheid nie. Dis 'n eenheid van familie. Dis 'n eenheid wat die wêreld daar buite kan sien, want die wêreld sal nie glo dat hulle nie kan sien nie. Maar as hulle kan eenheid sien tussen medegelowiges, gaan dit die wêreld se geloof bevorder. Jesus bid vir sy hereniging met die gelowiges, dat hulle die ware heerlikheid sal kan sien, dat hulle sy liefde volkome in hulle eie lewens kan sien en kan voel en kan weet, Jesus bly in my. Iets waarna ons uiteraard steeds in verlange staan. Ons sien uit na die oomblik wat ons kan kom en sê, Jesus is saam met ons. En daarom moet ons saam volhard in gebed om sy naam groot te maak. Dit is 'n gebed van 'n familie van God. Ek wil jou aandag vestig op vers 3. Daar praat Jesus oor die ervaring van die ewige lewe. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Dat hulle U ken. Jesus gee erkenning dat God hom gestuur het, en deur hom kan ons God leer ken. Wat Jesus hiermee sê is dat hierdie gebed gevoed word vanuit 'n ewige verhouding. Ons het nodig om 'n verhouding tot die Here in te tree. Maar hierdie verhouding kom ook uit 'n ervaring van familie. 'n Familie van God. Dit gaan nie oor die ewigheid as 'n soort van 'n tydloosheid nie. Maar dit gaan oor die ewigheid as 'n onbelemmerde, intieme en interaktiewe verhouding wat ons met God het, op 'n daaglikse basis, amper kan ek sê op 'n uurlikse basis. Ons moet God erken en interaktief met hom gesels elke dag. Hierdie gebed kom dus van 'n verbintenis met God wat so diep is, en so diep in ons ingaan, dat sy lewe en sy begeertes, ons lewe en ons begeertes begin bepaal. En dat ons lewens en ons begeertes God se optrede en sy ingrype begin bepaal. Dit is 'n gebed vir 'n familie van God. 'n Familie wat saam gebind word om een God te kan aanbid. Dink 'n bietjie na daaroor. Wanneer ons begin bid binne ons familiebande, binne ons geestelike familiebande, as ook ons bloedfamiliebande, begin ons God sien. En dit beteken dat ons sy lewe en sy begeertes begin raak sien in ons lewens. Dat sy alles oorheersende wil om sy koninkryk hier op aarde te vestig, so helder voor ons oë te staan kom, dat ons nie anders kan as om vir dit te begin bid nie. Want elke keer as ons bid, elke keer wat ons in ons binnekamer ingaan en begin stil raak voor die Here, begin ons meer fokus, wat is U begeertes? Wat is U wil vir my lewe? Maar ook vir my familie. Hoe gereeld bid jy vir jou familie? Nie net vir jou kinders nie, maar vir jou niggies en neefies ook. Jy het hulle dalk 20 jaar of 30 jaar laas gesien.
maar jy weet van hulle. Bid jy vir hulle? Draai jy hulle op aan die Here? Of kom jy op 'n plek wat jy sê, ek weet nie of hulle die Here dien, so ek gaan nie meer vir hulle bid nie. Dis juist dan wat jy vir hulle moet begin bid en intree en sê, Here, dis nog steeds my familie. Ek weet nie waar hulle is nie, maar ek wil nog steeds hulle voor die voete dra. En wat my gebeur het, toe ek nog op Bybelskool was die 12 kleiner profete vir my nogal 'n belangrike ding gewees, om dit onder die knie te ken, maar ook hulle verhale te ken. Want dit het my gehelp om te verstaan dat God van altyd af mense mekaar wil dat saamleef in vrede. Dat daar harmonie sal wees. Dat daar vrugbaarheid, dat daar oorvloed, voorspoed, elkeen onder sy eie vyeboom en elkeen met sy eie wingerdstok, by wyse van Spreuke, gesit het en elke een saam die Here gedien het. Want as jy na die 12 kleine profete gaan kyk, dan sien jy, dit is waarvoor hulle gestaan het. Voorspoed, vrede, liefde. En ek kan nie anders as om te dink, dat as ons in vrede en voorspoed met mekaar lewe, dat ons ook gaan saam staan en begin bid nie. En as ons begin bid, gaan God se droom gaan slaag. Want dan gaan ons in vrede en oorvloed en in liefde by mekaar begin saam staan. Ons gaan mekaar kan begin onderstreep. En hierdie prentjie wat God gemaak het vir die wêreld, gaan begin sin kry. Ons gaan in 'n begin in 'n lewe waar ons in verlange gaan begin wees en in gebed gaan wees en gesê, Here, ons wil eenheid hê. Ons wil eerlikheid hê, ons wil geregtigheid hê. Ons wil versoening tussen ons hê. En ons verbintenis aan God kan ek myself dan later net kry om te sê, ek kan nie anders as om net te bid nie. Want die dinge wat God op my hart sit, is dit daarom ook die dinge wat op my hart begin plaas om te sê, Here, ek wil meer eenheid hê. Ek wil meer vrede en liefde tussen, nie net familie hê nie, maar ook tussen geestesfamilies, tussen kerke, tussen mense op die aarde. Maar tegelijkertijd ervaar ek dan ook dat my lewens en behoeftes al hoe meer op God se hart is. Want hoe meer ek bid, hoe meer, so sê die woord vir ons, gaan ons gebed in die koper, ek dink skottels as ek het reg kan onthou, waar het 'n aangename geur afgee. Maar deur vir my om te bid, verstaan ek ook dan, dat my verhouding verdiep met God. Hoe meer ek bid, hoe meer raak ek in 'n dieper en dieper verhouding met God. En ek kry die vrymoedigheid om vir God meer te vra. En deur meer te vra, verhoog jou geesteslewe eksponensieel tot op 'n vlak wat jy kan kom en sê, ek is gemaklik om met die Here te praat. Ek voel op 'n plek wat ek kan kom en sê, daar's nie meer barriers tussen my nie. Want ek begin nou in 'n verhouding inkom. En ek begin sien dat God is ook 'n God van deernis. Dat hy baie goed gee wat ek vra. Dat hy baie dinge doen wat ek vra. Dat ek op 'n plek kom waar ek kan vra wat ek voorheen nie gedurf vra het nie. En dan begin ek besef, God wil gebede beantwoord. Maar hy wil dit doen uit 'n verhouding uit. Uit my verhouding uit met hom. Vanuit die ewige lewe wat ons deel. Omdat ons familie is van Jesus. Wat vir ons intree, wat ons voorspraak is. En daarom is dit belangrik om so te fokus op die verhouding met God, want dan kan ons vra. En dan kan ons vra en ons kan weet, hierdie dinge wat ons van God af vra, sal hy voorsien. Dis 'n gebed van familieskap, van eenheid,
tussen gelowiges. Dit sluit dan ook die gebed in vir ruimte in 'n kerk. Want dis die tweede aspek wat ons in hierdie gebed raak sien. Jesus se gebed is 'n gebed vir familieskap. Dis bedoel vir eenheid tussen gelowiges. En ek weet, dit is nie maklik nie. Die Here het immer self geweet dat dit menslikerwys uitdagend is om op sekere plekke te bid en vir sekere mense te bid. Partykeer is dit moeilik. Jy kry daai woorde moeilik van jou hart af. Want Here, ek weet vir wie ek bid en ek weet hoe om te bid, maar ek wil nie regtig nie. En dan kom jy op hierdie onmoontlike tyd en onmoontlike taak en sê, maar Here, tog moet ek hierdie persoon aan U opdra. Vir eenheid tussen gelowiges, vir eenheid tussen families, vir eenheid voor U. Daarom is hierdie gebed so duidelik daaroor dat die eenheid tussen gelowiges gehandhaaf sal word te midde van eksterne aanvalle van die bose en ongelukkig ook te midde van interne aanvalle van gelowiges wat nie die eenheid genoegsaam koester nie. Dis nie altyd iemand wat daar buite in die straat is nie. Partykeer is dit iemand in jou binnekring wat nie eenheid wil hê nie. Dink 'n bietjie na daaroor. Jesus bid reeds tydens sy lewe op aarde dat die bose wat van buite af eenheid bedreig, gevnyk moet word. Hy weet dat dit die een pyl in hierdie pylekoker is, hierdie boosheid wat daar buite is, wat die wêreld se geloof in God tot niet kan maak. Een persoon. Want as ons nie in sigbare eenheid saamloop nie, kry die wêreld nie die prentjie wat God van ons vir ons doen en wat hy alreeds vir ons gedoen het nie, maar ook wat hy vir ons wil doen nie. Dan is daar geen getuienis wat saak maak vir mense wat buite die geloof staan nie. Mense wat buite die geloof staan wil sien, dit is hoe 'n gelowige lewe. Dit is iemand wat nie oordeel, heeldag vel en ander mense sleg maak nie. Daarom bid Jesus dat ons beskerm sal word van die bose. Dat die bose dit nie sal regkry om 'n wig tussen ons in te dryf, tussen die familie van God in. Want dis al wat hy nodig het. As hy een wig ingekap het, gaan hierdie boom begin breek. Gaan hierdie liggaam begin uitmekaar uitspat. Maar Jesus weet ook dat die eintlike probleem gaan oor verhoudings met mekaar. Waar ons verskille so op die spits dryf, dat ons mekaar nie meer as naaste familie beskou nie. Jy doen dit in jou kerk, jy doen dit in jou kerk. Klink dit bekend? Maar eintlik is ons eerder, begin ons mekaar beskou as verdere familie. En dan kom ons op 'n punt en ons sê, maar jy's nie meer familie van my nie. Jy's nie eens meer 'n niggie of 'n neef nie. Ons het jou heeltemal uitgeskuif. Want volgens my hoor dit nie so nie. Want die verskille bring nie eenheid nie. Gelowiges is per definisie is ons een liggaam in Christus Jesus. Ons is die familie van God. En daarom is ons een met mekaar. En dis 'n sigbare eenheid. Dis 'n eenheid wat alle grense oorskry. Of dit nou gender is, of dit nou kultuur is, of dit nou klas is, of dit nou ouderdom is, gaan lees bietjie slag, Joël 6. Nee, gaan lees sommer die hele Joël. En gaan kyk wat het Joël geskryf 6 eeue voor Christus al. Die Gees word op alle mense uitgestort. Almal raak familie van mekaar, omdat almal familie van God is. Met hierdie prentjie van eenheid wil die Here ons aanmoedig om ten spyte van alles, oral waar daar skeuring is, alles in ons vermoë doen om hierdie eenheid te gaan herstel. En ek gaan dit herhaal. Ten spyte van alles,
wil die Here hê ons moet gaan en oral waar daar skeuring is, alles binne in ons vermoë doen, om die eenheid te kan herstel. Ons sien waar daar skeuring kom. Hierdie gebed is daarom die lewende testament van Jesus. Dis sy laaste lering en gebed hier op aarde. Hy bid en hy werk vir eenheid. Hy eenheid presies soos hy dit met Vader en die Gees beleef. Niks minder as dit moet ons doelwit wees nie. Dit moet ons passie wees om te kom en te sê, ons wil in 'n eenheid, in een liggaam, saam God dien. Niks minder as dit moet jou doel wees nie. En laat ek sommer so pad langs praat oor die beswaar wat mense het teen sigbare eenheid. Want mense wil nie sigbare eenheid of glo in sigbare eenheid nie. Want hulle sê dit bring nie strukturele eenheid by mekaar nie. Wel die Bybel sê dit is dieselfde tipe eenheid wat tussen God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees moet wees. En hoe is hulle een? Hulle is een wese soos wat ons geloofsbelijdenis sê. Soos ons almal glo. Dus ons het 'n drie enige God wat ons dien. Ons het 'n God van liefde, wat God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is. En dit is ook die model van die kerk. Dit is een globale wese. Ons is veronderstel om een in mekaar te wees, met verskillende plaaslike gemeentes, wat aan hierdie eenheid dan gestalte gee. En dit sluit verseker strukture in, want anders sal ons nie ons familieskap kan uitleef nie. Ek kan jou nou sê, daar is 'n paar van my familie wat by my huis kom en sê hulle, dis nie wat ons dit doen. Alhoewel ons familie is ons verskillend. Paul het 'n gesegde wat sê, ek het slightly anders groot geword. Families is ook slightly anders van mekaar, maar ons is nog steeds familie. Terug by die problematiek in ons eie kerk is synodes. Hierdie gebed van Jesus vra van ons, dat ons nog meer ywer moet insit vir eenheid onder mekaar. Al is sommige van ons dan nou niggies en neefies, en nie meer broers en susters nie. Mag ons nie dit nie ons keer om nog steeds vir hulle ook te bid nie. Al staan hulle onder 'n ander struktuur, moet ons nog steeds bid vir eenheid in God se liggaam. Ons mag nie ophou bid voor hierdie bande herstel word nie. En voordat iemand dink, ek dink eenheid stop daar. Eenheid moet nog verder gaan. En dit moet die hele liggaam van Christus insluit. Ek dink ons dink baie keer te beperk aan eenheid. Daarom val ons vas op plaaslike vlak. Val ons vas by ons kerk. Hoe dit ook al sy, die Here Jesus se gebed, kan ons steeds inspireer om te bid, dat die tipe familieskap, wat God tussen ons en hom geskep het, nie deur die huidige besluite deurbreek word nie. Dat die grense, wat nou deur die besluite opgestel is, afgebreek sal word. Dat die onderlinge verhoudings wat daar is, tussen ons as familie, herstel sal word. Sodat daar 'n tipe koninkryk gestig kan word op hierdie aarde, wat een liggaam in Jesus Christus is. En dit sal bevorder. En daarvoor sal ek bid. Daarvoor sal ek bly bid, daarvoor sal ek roep, en een en elkeen sal ek vra en bid saam vir eenheid in die liggaam van Jesus. Want ons is saam op pad na die ewige lewe toe. Ons is familie van God, maar ook van mekaar. Ons gaan nou die lydensweke binne. Ons gaan nadink oor hierdie gebed vir eenheid, soos in Johannes 17.
En hoe hierdie gebed die Here Jesus gekos het. Ons gaan in sy voetspore loop as 'n gemeente, terwyl ons bid, dat daar eenheid tussen ons geskep kan word. Maar nie net eenheid tussen ons nie, tussen ons en ons families. En dat ander kerke se besluite tot niet gemaak sal word nie. Ons gaan nie bid dat 'n ander kerk verander word nie. Ons gaan bid dat ons as broers en susters mekaar oor grense heen sal begin vind. As gelowiges by mekaar kan uitkom. Want dit is die ewige lewe. Dat ons mekaar sal ken. En dat ons die Here Jesus sal ken. En dat ons die ware God sal ken. Die God wat die Here Jesus gestuur het. Dit is die realiteit wat ons met mekaar moet deel. Ons is familie van God. Maar ons is ook familie van mekaar. Kom ons buig die hoofde. En ons dank die Here. Here, hoe groot is U? U het soveel keuses op ons pad gebring. U maak dit so, baie keer so moeilik om in eenheid te kan leef. Want Here, soms sien ek net my eie besluite raak. Ek sien net die dinge wat vir my reg is raak. Ek sien nie my broer en my suster, my niggie en my neef se harte raak nie. Want Here, my perspektief is, ek dien U. Ek maak U naam groot. Hoekom kan almal nie? Maar Here, U ken elke persoon. U ken hom by die naam. U weet hoeveel hare is op sy kop. Dankie Here, dat U ook my familie lief is. My geestesfamilie. My familie wat ek baie keer dink het afgedwaal. Maar Here, U ken hulle harte. U weet waar hulle in U verhouding is. Here, my gebed is vandag, laat die oordeel my nie toekom. Maak my hart sag. Gee vir my U vrede. Laat U liefde in my woon. Want ek wil ook saam met my familie in die ewige lewe wees. Ek wil by die poorte wees en kan sê, my familie is ook hier. Ek dra een en elkeen op. Niggies, neefies, verder familie. Here, lei hulle. Bring hulle nader. Laat ons as 'n eenheid, as 'n liggaam, saam U dien. Dat die veroordeling wat daar tussen party mense is, minder raak. Here, dankie dat U ons seën. Dankie dat U vir ons vrede gee. Maar bovenal baie dankie dat ons tot U kan bid. Dat ons as 'n goddelike familie U naam kan grootmaak en tot U kan roep. Hosanna. U is almagtig. Amen. Genre, kan ek vir jou vra of ons offergawes op te neem asseblief? Jesus, ons loof U. Jesus, ons prys U. Wat ons in ons Jesus. Kom ons buig die hoofde. Baie dankie Here, dat U ons seën, dat U hierdie gemeente seën. Seën in voorspoed, seën met welstand, en seën
met 'n familie. Ons bid dan nou ook die seën op hierdie offergawe toe. En mag U wil geskied. Amen. Kom ons staan saam en ons sluit af